Goeiedag, ons kyk vandag na een van daai ou verhale wat ons eintlik so goed ken en wat ons met sonnaarskool of met die kinderkraans geleer het. En ek hoop dat jy iets nuuts vandag sal ontdek in hierdie verhaal en iets nuuts van God sal raak sien in hierdie verhaal. Ons gaan saam kyk na Josef se storie, na Genesis 45 en ons kyk daar van vers 1 tot vers 15. Ek gaan dit vir ons voorlees en kom ons kyk dan daarna. Josef kon hom nie langer bedwing voor almal wat langs hom staan nie en roep toe uit: "Stuur almal uit, weg van my af." Daar het niemand anders by hom gestaan toe Josef hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het hardop begin huil. Die Egiptenare het dit gehoor. Ja, ook die huis van die farao het dit gehoor. Toe sê Josef vir sy broers: "Ek is Josef, leef my pa nog?" Sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle het verbuisterd voor hom gestaan. Josef sê toe vir sy broers: "Kom tog nader na my." Hulle het nader gegaan. En toe sê hy: "Ek is Josef, julle broer. Julle het my verkoop om na Egipte geneem te word. Maar moet julle nou nie ontstel en julleself verwyd, omdat julle my verkoop het en ek hier beland het nie. Want dit is vir die behoud van lewens dat God my voor julle uitgestuur het. Ja, daar was nou al 2 jaar lank hongersnood in die land. En daar's nog 5 jaar waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. Maar God het my voor julle uitgestuur om vir julle nakomelinge te vestig op aarde en om julle in die lewe te hou met die oog op 'n groot uitredding. Dus, dit is nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my as 'n vader vir die farao aangestel, as 'n heer vir sy hele huishouding en 'n regeerder oor die hele Egipte land. Maak gou en trek op na my pa. Sê vir hom, so sê u seun Josef, God het my aangestel as heer oor die hele Egipte. Trek af na my toe. Moenie talm nie. Kom woon in die Gosenstreek, sodat pa naby my kan wees. Pa en pa se kinders en kleinkinders en ook pa se kleinvee en beeste en alles wat aan pa behoort. Ek sal pa daarvan kos voorsien, want daar gaan nog 5 jaar lank hongersnood wees. Anders verarm pa en pa se huis en almal wat aan pa behoort. Kyk, julle sien nou self, en my broer Benjamin sien dit ook, dat dit uit my eie mond is wat met julle praat. Vertel vir my pa van al die aansien wat ek in Egipte geniet, en van alles wat julle gesien het. Maak net gou en bring my pa af hierheen. Toe val hy sy broer Benjamin om die nek en huil. En Benjamin het op sy skouer gehuil. En hy het al sy broers gesoen en by hulle gehuil. Daarna het sy broers met hom gepraat. Ons lees tot daarso. Wanneer ons na hierdie verhaal van Josef kyk, of eintlik daarna luister, sien ons baie dramatiese dele wat hierin voorkom. Jy hoor of die hele Egipte tot by die farao se huis hoor vir Josef huil. Die kommentaarskrywers sit hierdie gedeelte binne die genre van 'n novelle. Nou die novelles wat ons ken is moontlik die Turkse novelles of Spaanse novelles wat ons op die TV sien. My ma is nogal stout vir 'n Turkse novelle op Kyknet. En dit help natuurlik dat een van my vriende help met die oorklanking daarvan. Maar as jy kyk na hierdie verhaal, is daar altyd een of ander familiespanning. Wat ek hiermee kan relate is as jy dink, toe ek klein was, het ons Egoli gekyk en daar was altyd een of ander drama gewees op die TV. Of Days of Our Lives met Marlena wat op 'n stadium possessed was en mense het gewonder wat gaan volgende gebeur. Daar's een of ander geheime familiegeskiedenis. Iemand gaan dood en kom terug as sy tweelingbroer of so tipe iets wat gebeur. En in hierdie verhaal kan 'n mens baie maklik ook van hierdie elemente van 'n novelle raak sien. Daar's hierdie drama wat opbou, eers met Josef wat vroeër homself
een kant toe vat toe hy sy broers ontmoet, want hy besef toe dit is sy broers en hy gaan kry composure net weer in die hoek. Later raak dit erger en hy verskoon homself en hierso jaag hy sommer die mense uit die hof uit en sê ek wil hulle alleen sien en hy huil so erg dat hulle hom hoor tot by die farao se huis. So jy sien van hierdie dramatiese elemente en daar's seker 'n stukkie humor daarin, maar ek dink ook dit sê iets van die opbou van wat gebeur hierso in die verhaal. So jy sien familiedrama, jy sien verraad, jy sien verborgde identiteit, 'n magtige man wat eintlik 'n verlore broer is, tipies eintlik aan 'n novelle en tipies aan daai genre. Maar ek dink die belangrike ding wat ons moet vra is wat staan agter al hierdie goed? Wat wil die skrywer of die skrywers of die oorvertellers sê van wie Israel is en wat hulle identiteit is en belangrik wie God is. So as ons kyk na Josef se verhaal aan die begin, as jy mooi onthou, Josef se pa het hom voorgetrek, hy het vir hom 'n mooi jas met baie kleure gemaak, eintlik van die ouens sou sê 'n princess dress, iets wat nie eintlik gepas sou wees nie, maar sy pa sou hom verskriklik voorgetrek het. En natuurlik het dit die broers afgunstig gemaak. Natuurlik Josef die dromer se storie het so ver vorentoe uitgespeel dat dat hy later gedroom het en gesê het hoorie maar ek het gedroom ons oes en julle gerwe buig almal voor my gerwe of die son en die maan en die sterre kom buig voor Josef. Wat dit natuurlik so ver gemaak het en so hierdie familie laat wrevel opbou het teenoor Josef dat hulle hom verkoop het. Josef se verhaal sê al iets van human trafficking aan die begin van tyd, mense wat hulle eie broers sommer verkoop het en afgesny het van die familie sonder sy keuse, sonder sy pa se medewete is hy eintlik wel, hulle sê vir sy pa, hy's dood, maar volgens sy stand is hy dood. En hy word 'n slaaf in Potifar se huis. Mens dink daarso, okay goed, hier kom die storie nou tot 'n einde, maar nee, hy begin goed doen in Potifar se huis, tot mevrou Potifar hom probeer vas lê, en hy daarso in die tronk gestop word. Juis iets in Josef se verhaal, sien ons in sy optrede, iets van hoe hy sy verhouding met God uitleef. Later, toe hy in die tronk is, ken ons die storie van die bakker en die skinker, en lê hy hulle drome vir hulle uit, maar hulle vergeet hom daar in die tronk. En mense kan maklik dink, ook goed, daar kom die storie ook nou weer tot einde, totdat die skinker eendag onthou, toe hy met die farao te doen gehad het, o nee, ek weet van iemand wat drome kan uitlê. En so kom Josef op die einde voor die farao en lê hy die farao se drome vir hom uit en word die volk en ander volke eintlik gered deur hierdie proses. Nou hierdie groot konfrontasie, hierdie katarsis wat eintlik gebeur met Josef wat sy broers sien uiteindelik 2 jaar in hierdie hongersnood in. En mens kan maklik dink wat sou gebeur hierso. Ek bedoel as mense my kom sien vir pastoraat of vir counselling en iemand sê vir my, hoorie, maar my familie het my weggegooi en het my uit my erf uit weggejaag. Ek is later gehuman traffic en jy sal nie glo nie, op 'n stadium kom hierdie mense op 'n manier weer by my uit en hulle wil hê ek moet vir hulle finansiëel bydra. Hulle wil hê ek moet hulle kom red. So my natuurlike instink as terapeut wees, hoorie, maar is jy hierdie mense werklik iets verskuldig? En ek dink dit is vir ons nogal konfronterend in hierdie verhaal, want Josef tree anders op. Veral as ons kyk na hierdie goue lyn wat deur Josef se verhaal deurgaan, mense dink elke keer hierdie verhaal kom tot 'n einde en dan is daar iets nuuts wat gebeur. Sien ons hoe God Josef gebruik om iets van sy teenwoordigheid en sy daar wees bekend te maak.
Nou, ek gaan nie sommer net vir mense sê, o nee, kyk, vergewe en vergeet nie. Dalk is dit die verhaal eerder van vergewe en onthou. Want dit is wat gebeur hierso en ek dink dit is 10 teen 1 iets met hierdie dramatiese huilery van Josef, hierdie konfrontasie, hierdie innerlike konflik wat hy beleef, wat vir hom vra, maar hoe tree ek op? En wat hom moontlik tot hierdie insig bring van, maar hoe sou God wou hê moet ek optree teenoor my broers? Dalk is dit juis hierdie houding van om nie te kyk, om anders te kyk na omstandighede, nuwe moontlikhede daarin in te bring. Nou moet ons ook sê, Josef hou sy broers verantwoordbaar. Hy sê, julle het my verkoop. Maar dis nie net julle wat my verkoop het, wat my uitbring by die plek waar ek nou is nie. Ek kies om te sien, God het my gestuur. Nou daar moet ons eintlik baie versigtig wees as ons kyk na hierdie storie, want dit is nie sommer net 'n mooi vroom sousie, ag God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom dien. Kyk nou, dit het nou gebeur met my, maar eintlik is daar hierdie groter plan hier agter en dis eintlik maar okay. Kumbaya, ek kan vergewe. Nee. Eintlik sien ons iets van God se genade wat vir Josef ook verander. God se genade en God se teenwoordigheid wat maak dat Josef sy omstandighede anders kan raak sien. En kan raak sien, maar hier is 'n God wat voorsien. En selfs in my tronk, in my slaafwees, was God deel van my storie. Ook nou met hierdie versoening met my broers, is God deel daarvan. Nou om dan hierdie hele sy pa en die hele produksie af te trek soontoe is nogal 'n hele storie. Maar dit is iets waarin Josef iets van sy inbors wys, iets wys van hoe God hom verander het. Hy kon baie maklik hulle herinner het, onthou julle daai droom wat ek gehad het van die gerwe? Of onthou julle die son, die maan en die sterre? Kyk, hier's ek nou. Kyk wat maak ek met my mag. Kyk hoeveel mag het ek nou. Maar waar hy mag verloor het, gebruik hy hierdie mag wat God hom gegee het eintlik tot versoening met sy familie, met sy nuwe broer. Hy kon baie maklik vir Benjamin in die tronk gesit het. Hy kon baie maklik vir Juda ook, wat vir sy broer kom instaan het en gesê het, maar nee, ek sal instaan eerder in plaas van Benjamin. My pa se hart sal dit nie hou nie. Kan ons hom nie maar red nie. Ek vat my in sy plek. En ons sien iets van hoe God Josef verander het. Hoe God sy broers ook verander het in hierdie proses. Ons sien iets van die groot word in hulle verhaal. Nou wat sê hierdie vir ons? Mens kan dit baie maklik afmaak en sê hoorie, vergewe en vergeet. Maar hoe kan vergewe en onthou ons help? Ja, ek het die reg tot vergelding. Maar ek kies om my reg tot vergelding neer te lê. Ek kies om anders op te tree. Ja, mens kan vra, ek goed, wat sê die rol van grense nou hierin? Gaan ek iemand wees so naby my toelaat, dat hulle my doelbewus wees so seer kan maak, as dit in jou geval is? Of soos die voorbeeld wat ek genoem het, van iemand wat my hipoteties sou kom sien. Ek dink, die vraag vir ons is, hoe tree God op? En hoe kan ek iets van daai versoening, vergifnis, dat hierdie my nie van binne af opeet nie, dat ek dit kan oordra in my verhouding met ander. Mag jy so God se genade en sy deernis met sy mense, met sy skepsels ervaar in jou lewe. Mag jy binne ook jou ook die ruimte ervaar waarin jy iets van God kan oordra aan ander. En mag jy so God se seën beleef, dat God jou op nuwe plekke sit waar jy hom kan verheerlik. Kom ons bid saam.
Ons dank U, Here, vir U liefde en vir U genade. Dankie dat ons deur so ou verhaal soos hierdie ook 'n baie relevante onderwerp kan raak sien. Kan sien dat dit nie net vandag is wat ons soms sukkel in verhoudings met ons families of by die werk of tussen vriende nie. Maar Here, dat U vir ons in staat stel om U liefde en U genade uit te dra. Dat U ons in staat stel om op te tree soos wat U sou optree. Dat U ons in staat stel om U teenwoordig te maak in ons gesprekke en in ons verhoudings. Ons bid dat dit so sal wees. In U naam alleen. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragvolle werking van sy Heilige Gees sal met elkeen van ons wees. Mooi week vir jou verder. Totsiens.